Wel, ons praat almal daar moet sekere ekonomiese beleidsveranderings in Suid-Afrika aangebring word en 'n paar dinge moet verander. Wat is daai goeters? En ek het so 'n lysie gemaak van 'n paar goedjies wat ek sekerlik belangrik is en wat ek reken ons kan doen om 'n baie groot verskil in die land en die Suid-Afrikaanse ekonomie aan te bring in die proses. Die een daarvan, en hierdie goeders is polities nie maklik om te doen nie. Maar eintlik is dit maklik om te doen. Een daarvan is ons moet die aanbevelings van die Zondo-kommissie moet ons implementeer. Op die letter moet die Zondo-kommissie se aanbevelings geïmplementeer word. Indien ons dit sou doen. Ek het al 'n paar keer met internasionale mense hieroor gepraat. Indien ons daai Zondo-kommissie se aanbevelings implementeer, gaan ons binne 6 maande van die sogenaamde gryslys af wees. So implementeer die Zondo-kommissie se aanbevelings. Die tweede ding is hierdie onteieningswetgewing. Dit doen ons geweldig baie skade aan. Hierdie onteieningswetgewing word nog nie toegepas nie. Daar is nie grootskaalse onteiening van eiendom in die land nie, maar dit is soos 'n wapen wat lê en wag in die kleuterskool. Daai ding gaan eendag wanneer tyd deur die politikus gebruik word. Raak ontslaaf van die onteieningswetgewing is krities belangrik om privaat eiendomsreg te beskerm. En dan verbreek bande met sekere lande. Mense moet pragmaties wees oor hierdie tipe van goed. Sekere lande is baie goed vir ons ekonomies, ons dryf baie handel met hulle belê in Suid-Afrika, maak seker dat jy verhouding met daardie lande goed is. En lande met wie jy nie groot en sterk en belangrike ekonomiese bande het nie, soms is dit nie nodig om polities noodwendig aan hulle kant te wees nie. Breek bande met sekere lande en ek dink julle weet van wie ek praat. 'n Swart ekonomiese bemagtiging soos wat ons dit implementeer in Suid-Afrika is 'n ramp. Regte bemagtiging gaan daaroor om vir mense behoorlike vaardigheidsontwikkeling, onderwys te gee. Gee vir 'n veilige omgewing, gee elektrisiteit, maak seker dat die staatsdiens funksioneer behoorlik. Dis die tipe van goeders wat 'n mens moet doen. En die laaste ding sekerlik wat ek sal doen, ek sal die hele belastingstelsel in Suid-Afrika oorskryf en oordoen. Die belastingstelsel in Suid-Afrika is gekompliseerd, dis duur en is onregverdig. Doen die goeders en ons groei teen 5% binne 'n paar maande.